Sy mondvol is terug. Ja, Wat voel ons hierdie week is in ons mond en in ons harte. so hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels oor brassery of vraatsug, Ja. gluttony, soos wat die Engelsman sal sê. Yes. En ek dink oor alles wat gesê is op sosiale media die afgelope paar weke, is dit iets regtig wat ons ook baie oor gesels het en gevoel het, maar dis iets wat ons mense in konteks moet verstaan. Ja. As ons kyk na die skrif en na vraatsug. Ja, en ek dink die gevaar is net, verstaan, ek het 'n tempel, maar ek werk vir die Here, my liggaam is 'n tempel van God. En is ek besig met vraatsug of brassery omdat ek nou 'n ekstra rolletjie het en ons moet daarna kyk. Ons moet hierdie ondersoek. En eerste wil ek begin om te kyk na 1 Korintiërs 6, nê? Is en 'n skrif wat baie aangehang is in sosiale media hierdie week is, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. So jou liggaam is 'n tempel van God, ons stem saam daarmee. Maar wat was die konteks van 1 Korintiërs 6? Prostitusie, hoerery. Ja. En die konteks hier was, en hier word herhaaldelik op 3-4 plekke, so baie keer moet mense skrif vat en kyk wat herhaal word 'n paar keer en dan gaan jy agterkom wat daar bedoel word. Of weet julle nie, vers 16, dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie. Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug van hoerery, so herhaal dit, nê? En enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie 'n hoer bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So die punt daar is net, ek hoor al die laaste 20 jaar, jou liggaam is 'n tempel van God. Jy moet mooi na jou liggaam kyk en ons stem saam daarmee. Hoekom? Want ek wil hê my liggaam moet 80 jaar kan gaan, om my gees en my siel te kan dra om voluit vir die Here te kan gaan. Ek stem saam daarmee. Maar my liggaam is 'n tempel van God in konteks. Die primêre probleem is hoerery daar. Ja. En ons moet dit vir mekaar sê. En ek dink een ding wat swaar op my hart is net, dat elke persoon daar buitekant nou, wat iets vir die Here wil doen, wat dalk 'n bietjie oorgewig is, nie skielik dink dat hy besig is met sonde van brassery nie. Of sonde van vraatsug nie. So wat het jy opgelees? So eerste net, my liggaam is 'n tempel van God, praat van hoerery. Punt. Ja. Ek dink nou terwyl jy hierso praat aan al die flieks wat ek al teëgekom het oor soos The 7 Deadly Sins en ons al fliek op fliek gemaak hieroor. En as jy in die woord gaan soek oor The 7 Deadly Sins, is daar nie een skrif wat vir jou sê hierdie is en brassery is deel van dit nie. Daar is 'n skrif wat sê hierdie is die dinge wat God haat. Ja. Maar 'n mens het 'n lys gaan saamstel om te sê dat brassery of vraatsug 'n sonde is. Nou, ons sien in die skrif dat as ons gaan kyk na Spreuke 23, kom ons gaan sommer soontoe. Wil ek net eers konteks gee. So in die Ou Testament, ons weet is al baie feeste gewees. Yes. En die feeste was daar om God te vereer, nee, om iets wat hy gedoen het, te vier en dat ons saamkom en ons is hierdie het God vir ons gedoen en ons het fees gehou. En daar was natuurlik baie kos gewees, daar was wyn gewees maar die probleem was dat mense later gegaan het, nie meer vir die doel waarvoor die fees daar is nie, maar om te ooreet en hulle self dronk te drink. Dit is later wat gebeur het. So hulle het selfbeheersing verloor en heeltemal hulle visie waarvoor die fees daar was, is heeltemal geskuif van dit af. So daai was die primêre probleem, is die feeste waartoe hulle gegaan het, wat vir God was, het nie meer God gegaan nie, maar oor die kuier gegaan. Ja. En nie die kuier nie, die dronkenskap en die ooreet. Ek het op 'n stadium gekyk na 'n dokument, 'n geskiedkundige dokument wat gepraat het oor hoe daai feeste uitgedraai het. En wat die ouens gedoen het is,
Hulle het letterlik geëet, hulle vinger in hulle keel gedruk, opgegooi en weer geëet vir 'n paar dae aan mekaar. En daai spesifieke dokument het daar gepraat van brassery, verstaan? So dit was nie, ek het nou extra choppie sit nie. Dit was 'n hartsding van eet en opgooi en eet. En die Here se probleem, of die probleem wat ek voel die Here het met dit, was die hart agter dit. Ja. As ons gaan kyk na, jy het nou gelees 1 Korintiërs 6, en Paulus sê net 'n bietjie vroeër in hy hoofstuk sê hy, ek sal my nie deur enigiets laat oorheers nie. Ja. So wanneer jou aptyt of jou eetlus jou begin oorheers, dan begin dit 'n sonde raak, want dan het jy nie meer selfbeheersing oor jou vlees nie, oor 'n begeerte van jou vlees. Ek wil 'n bom drop. Kan iemand wat maar soos 'n riet is, sukkel met brassery? Wel, ja. Ja. Sukkel met die sonde van die buik, sal ons eerder dit Sonde noem. van die buik. Ja. So dis nie 'n enige gewigsding nie, dis 'n hartsding en dit moet ons baie duidelik vir mekaar sê. Okay? Want gewoonlik, ek meen ek self is 'n groot ou, nê? Nou stap jy verby my en dink, daai ou sukkel met brassery. Jou dinge sukkel met brassery, John. Ek hou van 'n geel vet biltongkie en dit het niks om mee uit te waai nie. Ja. Okay? Maar my hart is uitverkoop aan die Here. Ek pursue die Here. Want meeste Afrikaanse ouens is nie klein mannetjies nie. Okay, so nee, hulle sukkel nie met brassery nie. Hulle hart is vir die Here. Ja. Okay? Dit was 'n hartsding. So wanneer ek eet, in alles eer ek die Here. En ek dink weer eens net ons moet vir mekaar sê wat in daai tyd gebeur het om konteks te kry, en in daai tyd het ouens gegaan vir die kos en nie wat die doel was om die Here te eer in daai fees nie. Ja. Ons moet ook vir mekaar sê in Deuteronomium, ek het nou nie daai skrif by my nie, maar daar's 'n skrif wat die Here sê, wees vrolik, eet en lag en geniet so dit. die Here het kos gemaak vir ons om te geniet. Ons moet dit moet ons net nie heers nie. Ons moet net nie gedryf word deur die eet en ek kan nie ophou eet nie. Dan moet jy begin dink dat iets hierso is nie reg nie. Ja. Nou as ons gaan kyk na Filippense 3 vers 19, dan staan daar, hulle einde is die verderf, hulle God is die buik. Nou wat jy nou gesê het van, kan iemand so maar soos riet ook dan nou amper as mens kan sê aan vraatsig lei, wanneer jou God jou buik raak, kan dit beide kante toe gaan. Jy kan of jouself oorgee aan kos, aan daai jou verlustig en jou, jy weet, ek kan eintlik nie verby suiker loop nie, of ek moet hierdie eet en ek moet, as ek eet wil ek myself, kan ek nie ophou nie. Maar dit gaan ook na die ander kant toe. Dat wanneer ek my liggaam begin verafgod en jou liggaam raak jou God. Jou liggaam, jou buik raak jou God, wat ek daarin sit, oorheers my eintlik ook, oorheers my gedagtes so erg, dit vervang eintlik dat God jou moet lei. God moet my lei. As God vir my sê, hou op om suiker in jou koffie te drink, dan moet ek gehoorsaam wees daaraan. Ek wil 'n radikale stelling maak. Op Filippense 3 vers 19. So jy kan jou liggaam verafgod deur hoe jy lyk, en verstaan, as ek nog 'n bietjie iets aan my gesig kan doen, nog 'n bietjie aan my lyf kan doen, nog 'n bietjie, verstaan, hierdie is my staanplek, hierdie is my, met ander woorde, omdat Jesus van die kruis gesterf het, nê, is my staan in Christus. Maak dit sin? Ja. Met ander woorde, my identiteit is in Christus. Ek dink hier is die probleem. As my identiteit skielik my liggaam raak. Ja. By enige kant toe. Enige kant toe. Maar vet, middel, whatever, verstaan, as daai my afgod raak, dan sukkel ek met die sonde van brassery of hebsug of whatever jy dit wil noem. Nee, verseker. As dit kan enige kant toe gaan, en die ding is net, as jy
as dit is waarin jou identiteit gekoppel word, as dit is waarin jou bevrediging lê en as dit is wat jou dryf elke dag, Ja. So. enig kant toe, dan het jou buik dalk jou God geraak. Ja, jou buik God geraak. En dink gaan so daaraan, soos ek die hele tyd groente eet, want ek wil mooier raak. Want ek wil. Dit is presies dieselfde as Filippense 3 vers 19, jou buik het jou God geraak. God geraak. En dan aan die ander kant, wanneer ek deur 'n moeilike situasie gaan en ek eet om beter te voel, dan het jou buik jou God geraak. Maar of dik, Ja, nee, die motief en die hart bepaal die sonde. ja. Die En ek dink hierdie is sonde. 'n massiewe waarskuwing daar buitekant. Ja, Ja, en ek sien dit. Ek sien net ouens wat nie verby 'n spieël kan loop nie, want as ek nog ietsie in my maag sit wat my nog mooier laat lyk, dan gaan ek beter voel. En jou identiteit moet in Christus wees. Jou identiteit is in God. Jou identiteit is in wie hy is. En daai is 'n massiewe revelation openbaring vir my vandag. En mag dit vir elke op buitekant ook wees. amen. Amen. Ja, is daar nog iets wat jy op dit wil sê? Nee, ek dink ons kan net afsluit om te sê dat die vrug van die Gees eindig om te sê selfbeheersing. Ja, So waar ook al jy nie enigsins enigiets kan beheer nie, word dit jou beheer. ja. Moet jy terugstaan en kyk en vir jouself vra, Is word daar- ek beheer deur kos, as dit nou kos is, word ek beheer deur kos of word ek beheer deur groente? ja, of die vermindering van kos enige kant toe kan jou beheer, Sja, dan is jy dalk besig met die sonde van die buik. Ja, halleluja. Ek wil ook net dit sê. As jy voel jy is besig met die sonde van die buik, albei kante toe. Nee? Kom sien ons, laat ons soms jou bid, want daar's 'n wortel agter dit, daar's 'n probleem agter dit, daar's 'n plek waar jy dalk bevryding nodig het van iets, identiteit, verstaan? En mag die Here met ons werk rondom dit. Mag die Here met jou hart werk rondom dit. Lekker. Okay, Janine, dit was 'n lekker mondvol. was 'n mond vol. Julle moet 'n amazing dag hê.